Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend, lekker nat Dinsdagoggend hier by ons. En ja, ons is nog steeds besig met Johannes 12 en nou vanaf vers 29. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê 'n engel het met hom gepraat. Jesus het geantwoord: "Hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word." Geliefdes, ons lees tot sover. En ons is besig in 'n teks en 'n gedeelte waar, kan ons dit maar so noem, dat die spanning opbou. Alles is op pad na Jesus se kruisiging toe. Alles het eintlik daarna, is eintlik daarin verwys eintlik daarna. En so Jesus is besig om te vertel van sy kruisiging. En nou sê hy, nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. En nou sal die heersers van hierdie wêreld uitgedryf word. Hoe moet ek en jy dit verstaan? Die oordeel oor hierdie wêreld, die oordeel oor al die boosheid, tref vir Jesus daar aan die kruis. Daar is die oordeel van God in al sy volheid gevel. Maar met dit was dit ook die manier wat die bose vernietig is, wat die Satan sy mag en sy greep op hierdie wêreld verloor het. Daarmee het die Satan ook sy plek in die hemel verloor. Net die Satan wat mense gaan aankla het by God. Hy het nou nie meer 'n voet om op te staan nie. Want dis alles betaal. Aan die kruis het Christus regtig ook die Satan uitoorlê. Dis ongelooflik om te besef dat die manier hoe die, kom ons gebruik die woorde van die teks, die heersers van hierdie wêreld uitgedryf word, is die kruis. Ek en jy sou een of ander magsdaad verwag. God wat van sy engele opdrag gee en hier tree hulle op. Nee, God oorwin op 'n ander manier. Uiteindelik is die kruis die groot oorwinning van God. Die groot oorwinning oor die sonde, ook oor my sonde. Die groot oorwinning oor die heersers van hierdie wêreld. Mag ons in hierdie tyd regtig daaraan dink en daaraan fokus. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, as ons hieraan vashou, dan besef ons, U het op 'n ander manier oorwin as wat ons gedink het. Heeltemal anderste. Help ons om dit te aanvaar. Help ons om dit ook vir ons eie lewe te aanvaar. Tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. Totsiens.